Nou ja, mans beskou hulpvrae as 'n swakheid. Mans het 'n geloof in selfonderhoud. Hulle sien hulp as 'n laaste uitweg. Dit sit hulle in 'n siklus van isolasie. Hulle wag heeltemal te lank onthou die probleem verbeter nie. En die kulturele verwagtinge van manlikheid is nie altyd goed vir ons geestestoestand nie. Nou kom ons kyk na die eerste een. Mans word dikwels sosiaal gesosialiseer van kleins af, of hulle sien by hulle ouers of hulle pa dat die nodigheid om emosionele hulp te vra 'n teken van mislukking of 'n swakheid is. Ek sal dit self oplos. Nou hierdie geloof word versterk deur kulturele norme wat sterkte met onafhanklikheid en selfregmaak konnekteer. So die kultuur waarin ons lewe sê, jy moet hierdie doen, maar natuurlik is hierdie goed heeltemal outdated. Tye het verander. Probleme het meer kompleks geraak. Die probleme wat jy jou pa sien oplos het, was baie meer eenvoudig heel waarskynlik as wat jy dit vandag ervaar. Nou as gevolg hiervan vermy mans dit om hulp te vra, omdat hulle bang is dat dit hulle swak gaan laat lyk. Goed, die tweede een is geloof in selfonderhoudendheid. Baie mans glo dat hulle die probleme wat hulle het self moet hanteer. Hierdie manier van dink spruit regtig uit die idee dat, soos wat ek van tevore gesê het, dit is ingeprint in hulle, en die erkenning dat hulle nie sterk of genoeg of vaardig genoeg is om hierdie probleme self hanteer nie, maak hulle swak mans vir hulle vrouens, swak mans in die oë van hulle vriende, en dat hulle dalk die laughingstock van mense gaan wees as hulle weet, hulle het iemand gaan sien om oor 'n probleem te praat. Die ander ding is, die derde punt, hulp as 'n laaste uitweg. Nou vanweë hierdie oortuigings, wat ons nou van tevore gepraat het, wag mans heeltemal te lank gewoonlik, totdat die situasie ernstig is, voordat hulle hulp vra. Deur die tyd wat hulle moet doen, het hulle die probleme vererger en die situasie word nou baie moeiliker om op te los. En die vertraging lei selfs tot gevoelens van isolasie, frustrasie, oorweldiging en al daai goed wat lankal opgelos kon gewees het as hulle daaroor gepraat het. Die probleem hier is dat mans hou goed in, hulle kan dit nie hanteer nie. Dit maak hulle later aggressief, dit isoleer hulle. En dit is waar mans soms hulle koppe verloor. Hulle gaan vermoor iemand, hulle slaan iemand, hulle crash hulle kar, hulle skryf hulle motorfiets af, of hulle verdwyn net. Selfs lei dit ook baie keer tot selfmoord. So, die siklus van isolasie is baie ernstig. Mans voel hulle is alleen in hulle struikelblokke, maar hulle vermy nog steeds hulp, omdat hulle te trots is of bang is. Nou dit kan definitief lei tot 'n afname in geestelike gesondheid, en in uitergevalle gevoelens van wanhoop en hopeloosheid. En hierdie siklus van isolasie kan ook help, natuurlik, sodat mans ander verhoudings gaan aanknoop. Hulle begin cheat nou op hulle vrouens, want hulle dink hulle vrou verstaan hulle nie en iemand anders sal hulle beter kan ondersteun. Intussen praat hulle net nie daaroor nie. Nou die gevaar van te lank wag. Deur alles self te probeer hanteer, loop mans die risiko dat hulle probleme tot 'n punt kom waar hulle nie meer beheer daaroor het nie. Nou wanneer hulle uiteindelik hulp vra, kan die situasie so ernstig wees dat dit oorweldigend is vir beide die persoon wat hulp vra, die mense om hulle, dit wil sê hulle vriende, en die professionele persoon wat hulle by hulp gaan soek. Nou dit maak 'n oplossing baie moeilik. Nou omdat die verwagtinge daar is dat die beraader onmiddellike antwoorde moet hê, en dit nie so werk nie, versterk hulle idee dat berading nie vir hulle is nie, dit nie werk nie, en dat hulle nou die probleem maar in elk geval self moet oplos. Nou dis vererger net die probleem, en die kans dat mans aan uithak en hulle koppe verloor raak en al hoe groter. Nou, kulturele verwagtinge van manlikheid in ons Suid-Afrikaanse wêreld, en ek dink in Amerika ook, en ek dink Australië ook, beklemtoon dikwels dat jy selfonderhoudend moet wees. Jy moet jou emosioneel beperk. Nou hierdie kulturele verwagtinge ontmoedig kwesbaarheid en 'n oop kommunikasie oor persoonlike probleme. En hierdie huiwering van vra vir hulp versterk net die idee dat mans in staat moet wees om dinge self reg te maak. So, wat moet ons nou daaraan doen? Die probleem hier is, soos wat ek vroeër gesê het, die groot ding is om in die eerste plek die moed te hê om iemand te gaan sien. Die tweede ding is om eerlik te wees, gee soveel as moontlik inligting as wat nodig is om die probleem op te los.
En nommer 3 is onthou, daar is werk vir jou om te doen. Die beraader wat jy gaan sien kan vir jou idees gee, maar 60-70% van die werk gaan jy self moet doen om 'n goeie uitkoms te kry. Nou maar goed, ek hoop mans verstaan beter deur die stryde wat hulle gaan, daar is hulp daar buite en dit is glad nie so 'n groot skande om iemand te gaan sien nie. Right.